Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Maandag, 13 Oktober, die lewende God van wonders. Kom ons bid saam. Liewe Vader, ons sê vir U baie dankie om weer eens die voorreg te kan hê om 'n studie te kan bestudeer. Liewer wees asseblief met ons gedagtes, dat ons gefokus mag bly en dat U boodskap mag deurdring tot ons. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Lees Josua 3 vers 6 tot 17. Let op die wonderbaarlike trek deur die Jordaanrivier. Wat sê dit aangaande die karakter van die God wat ons dien? Ons lees Josua 3 vers 6 tot 17. En Josua het met die priesters gespreek en gesê: Neem die verbondsark op en trek weg voor die volk uit. Toe het hulle die verbondsark geneem en voor die volk uitgetrek. Daarop sê die Here vir Josua: Vandag sal ek begin om jou groot te maak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle kan weet dat ek met jou sal wees soos ek met Moses gewees het. Gee jy dan bevel aan die priesters wat die verbondsark dra en sê: Net soos julle aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet julle in die Jordaan bly staan. Toe sê Josua aan die kinders van Israel: Kom nader hierheen en luister na die woorde van die Here julle God. Verder het Josua gesê: Hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is en dat hy sekerlik die Kanaaniete en Hetiete en Jewiete en Feresiete en Girgasiete en Amoriete en Jebusiete voor julle uit sal verdrywe. Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde trek voor julle uit in die Jordaan in. Neem dan nou vir julle 12 manne uit die stamme van Israel, 1 man uit elke stam. En net soos die voetsole van die priesters wat die ark van die Here van die hele aarde dra, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word, die water wat van die bokant afkom, en dit sal soos een wal bly staan. En toe die volk wegtrek uit hulle tente om deur die Jordaan te gaan, met die priesters wat die verbondsark dra op die voorpunt van die volk, en net toe die draers van die ark by die Jordaan kom en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle al die dae van die oes, bly die water staan wat van die bokant afkom. Dit het opgereis soos een wal, baie ver weg by die stad Adam wat langs Sartan lê, en die wat afstroom na die see van die vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn. Toe het die volk deurgetrek teenoor Jerigo, maar die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, het onbeweeglik bly staan op droë grond binne in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek, totdat die hele volk die deurtog deur die Jordaan voleindig het. Josua 3 vers 6 tot 17. Let op die beskrywing van die trek deur die Jordaanrivier in Josua 3 vers 5, wat as wonders of as wonderwerke vertaal is. Die oorspronklike Hebreëus in sy verbuigde vorm hier is Niflaot. Die grondwoord is Pala. Niflaot dui gewoonlik op die magtige bonatuurlike handelinge van God wat boonop bewys van sy uniekheid lewer. Psalm 72 vers 18 sê vir ons: Geloofd sy die Here God, die God van Israel, wat alleen wonders doen. Psalm 86 vers 10 lees dan: Want U is groot en doen wonders, U alleen is God. Dieselfde Israeliete het later hierdie wonderdade bepeins met die gevolg dat hulle die Here daarvoor geloof en geprys het, en vir die ander nasies van die Here vertel het. Ons lees Psalm 9 vers 2. Ek wil die Here loof met my hele hart, ek wil al U wonders vertel.
Ons lees Psalm 96 vers 3. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonder. Die pla in Egipteland, die trek deur die Skelfsee, asook God se leidende hand gedurende die volk se woestynomswerwinge, is die wonders wat hulle gedenk het. Die skrywers van die Bybel het geweet en getuig van die feit dat die God wat die wêreld geskep het, nooit tot sy skepping beperk word of daardeur aan bande gelê word nie. Niks is onmoontlik, oftewel te moeilik in die Hebreëus of selfs te wonderbaar in die ou Afrikaanse Bybel vir die Here nie. Hy kan enige iets doen. Jeremia 32 vers 17 getuig. Ag Here, Here, kyk, U het die hemel en die aarde gemaak deur U groote krag, deur U uitgestrekte arm. Geen ding is vir U te wonderbaar nie. Jeremia 32 vers 17. Sy naam en sy aard is wonderbaar. Rigters 13 vers 18 getuig. En die engel van die Here sê vir hom, waarom vra jy dan na my naam, terwyl hy wonderbaar is? Rigters 13 vers 18. Hy gaan die menslike verstand te bowe. In teenstelling met die ander nasies se gode wat niemand kan red nie, is die God van die Bybel 'n lewendige God, lewendig en aktief, wie se volgelinge hom kan vertrou terwyl hulle in afwagting op die ingrypings wat hy ten bate van hulle gaan maak leef. Die profeet Sagaria gebruik 'n verbuiging van dieselfde grondwoord Pala wat in Josua 3 vers 5 ingespan word. Die verbuiging Jipale span hy in met verwysings na die toekoms wat hy vir Israel in die vooruitsig stel, een waarin die Babiloniese ballingskap tot 'n einde gekom het. In sy geestesoog sien Sagaria hoe Jerusalem 'n volledige herboude stad is, met ou mense wat langs die stad se strate sit en seuns en meisies wat daar speel. Aan die oënskynlike oorblifte inwoners van hierdie stad, 'n stad wat steeds tekens van Babiloniese verwoesting getoon het, sê die profeet in Sagaria 8 vers 6 tot 8 die volgende. Dit is wat die Here, die Almagtige sê. Al hierdie dinge lyk dalk vandag vir julle 'n klein en mismoedige oorblyfsel van God se volk, onmoontlik. Maar dink julle dit is onmoontlik vir my, die Here, die Almagtige? Dit is wat die Here, die Almagtige sê, julle kan daarvan seker wees, dat ek my volk gaan red van die nasies in die ooste en die weste. Ek gaan hulle weer tuis laat kom en veilig in Jerusalem laat woon. Hulle sal my volk wees en ek sal in trou en regverdigheid hulle God wees. Sagaria 8 vers 6 tot 8. Lees Lukas 18 vers 18 tot 27. Let op Jesus se antwoord aan sy disippels. Hoe moedig dit jou aan om die dinge wat onmoontlik blyk te wees in God se hand te laat? Ons lees en sluit af met Lukas 18 vers 18 tot 27. En 'n sekere owerste vra vir hom en sê, Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. En hy sê, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. En toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Maar dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Daarop sê die wat dit gehoor het, wie kan dan gered word? Maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is by God moontlik. Lukas 18 vers 18 tot 27.